Goeiemôre, hartlik welkom elke broer en suster en besoeker. Hier is 'n hele klomp wat ek nog nie gesien het nie, maar ek is self eintlik nog 'n besoeker, al is ek nou al vir 'n paar maande hier. Sê vir my, van waar besoek julle ons vandag? Mamasbury? Die Santekraal? Kraaifontein, dis waar ek ook vandaan kom, amper naby. Wellington? Nog 'n Kraaifontein. Ons is besig om die hele Wes-Kaap te dek, hier so amper. Dis baie lekker om julle hier so te hê. Ek bid dat julle die hele se teenwoordigheid hier saam met ons sal ervaar vandag. Kom ons buig ons hoofde net vir 'n kort openingsgebed. Here, baie dankie vir die Sabbat. Open ons harte vir u boodskap en die les wat ons vandag gaan leer. Amen. Ons het 'n tema vandag, is eintlik veronderstel om hier op hierdie skermpie te wees, maar dit lyk my hy wil nie werk nie. My tema is ontmoet mense waar hulle is. Christus se metodes in aksie. En ons teksversie vir die tema is: laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Voordat ons eerste lied sing, dink net aan ons tema vandag: ontmoet mense waar hulle is. Dit is gebaseer op daai Matteus 5 vers 16, as julle dit later self wil gaan verder lees. En dan kom ons begin nou amptelik die program en ons sing ons eerste lied, lied 111, net die eerste 2 verse. Ek wil graag die geleentheid van gebruik maak om vir almal wat verjaarsdag gehad het hierdie week, Suster Valerie, sy geluk met die verjaarsdag in die week en vir almal wat nog verjaarsdag gaan hê in die week wat kom, mag die Here julle seën in julle nuwe lewensjaar en ek hoop daar was baie koek by betrokke. Ons gaan nou kyk na vandag se sendingsvideo wat in Indonesië afspeel. En ek wil net vra dat julle let asseblief op hoe God alledaagse gebruike gebruik om deure oop te maak vir sy koninkryk. Pionier was honger en het besluit om by
Dit was 'n gewone dag in sentraal-Indonesië. Ferdinand, 'n globale sendeling-pionier, was honger en het besluit om by 'n plaaslike restaurant te eet. Hy het geen idee gehad dat 'n eenvoudige maaltyd tot 'n lewensveranderende ervaring sou lei nie. Toe Ferdinand klaar was met sy maaltyd, het hy 'n bejaarde vrou opgemerk wat sing vir 'n bietjie klein geld. Haar stem, alhoewel bejaard, het 'n sagte melodieuse toon gehad. Ferdinand het al voorheen baie straatkunstenaars gesien, maar hierdie oomblik het anders gevoel. Hy is skielik deur 'n sterk drang beweeg om met haar te praat. Dan saya awali dengan pembicaraan. Ek het die gesprek begin deur te vra: "Kan jy 'n kerklied sing?" Eerlikwaar, dit was 'n spontane vraag en ek het niks van haar agtergrond geweet of sy 'n Christen was of van 'n ander godsdiens nie. Ek het geen idee gehad nie. Sy het geantwoord: "Ja meneer, ek kan 'n kerklied sing, maar ek sal dit in Javaans." Jawa. Sy het 'n ou gesang in haar sagte stem begin sing. Ontroer deur die ontmoeting, het Ferdinand homself voorgestel en uitgevind die vrou se naam was Astina. Hy het gevra of hy haar die volgende dag by die huis kon besoek en sy het ingestem. En so het 'n nuwe vriendskap begin. Oor die volgende paar weke het Ferdinand gereeld besoek afgelê en die twee het goeie vriende geword. Hulle het saam gebid en die Bybel bestudeer. Uiteindelik het die kerkgemeenskap ook aangesluit en Astina en haar man, Pujartu, met oop arms verwelkom. Seringkali saya itu dilawan sama orang-orang gereja. Ek word dikwels deur mense van die kerk besoek. Eerlikwaar. Ek is verbaas dat daardie mense so vriendelik teenoor iemand soos ek is. Al is my huis regtig klein en vuil, wil hulle steeds kom kuier. Op Saterdag kom haal hulle my. En wanneer ek huis toe wil gaan, neem hulle my terug. Ek is regtig dankbaar. Ek is geraak deur hoeveel die kerkmense vir my omgee. Selfs my eie familie het my nooit kom besoek nie. Astina en Pujartu is straatmusikante. Hulle gaan van huis tot huis en sing liedjies vir 'n klein bedragie geld. Baie mense verwerp hulle en kyk neer op hulle. As gevolg hiervan kan die woord sorg soms vir hulle moeilik wees om te verstaan. Maar deur die eenvoudige dade van vriendelikheid wat deur kerklidmate wat hulle besoek het getoon is, het Pujartu besef dat mense van ander gelowe werklik kan omgee. Aanvanklik was hy nie geïnteresseerd nie, maar toe hy hulle by sy huis en vrou sien kuier, het hy tyd geneem om oor hulle goed te Begitu masuk sana ternyata Toe ek by die kerk aangesluit het ek 'n vrede in my hart gevoel. selalu Ek het aangehou om elke Sabbat die programme by te woon. Uiteindelik het ek verlief geraak op Jesus en wou een van sy kinders wees. Van die sing van gewilde liedjies op straat tot sing in die kerk. Die paartjie gebruik nou hul stemme en ervaring om God te prys en te aanbid. Christus se metode C4 altyd. Wanneer ons verskille op sy sit en mense ontmoet waar hulle is, vind ware verbintenis plaas. Deur met ander te meng en in hulle behoeftes te voorsien is deure met wat eens toe was, nou oop. kita tidak memiliki batasan ya dengan siapa. Ons maak vriende met almal, ongeag hulle beroep. Of hulle nou 'n fietstaxi bestuurders of vullisverwyderaars is, ons bevriend hulle. As gevolg hiervan het sommige van die mense wat ons ontmoet het, steeds 'n goeie verhouding met ons tot vandag toe. Kita berkunjung dari rumah ke rumah. Kita membawa Ons besoek mense van huis tot huis en bring gesondheidstoetstoerusting sodat ons aan die einde van ons gesprek hulle cholesterol en bloedsuiker en urinesuurvlakke kan nagaan. En ook eenvoudige gesondheidskonsultasies oor New Start of 'n gesonde leefstyl kan verskaf. memberikan konsultasi kesehatan sederhana mengenai New Start atau pola hidup sehat. Ons weet nooit hoe God ons elke dag sal gebruik wanneer ons wakker word nie. Bid asseblief vir ons globale sendingpioniers in Indonesië en reg oor die wêreld. Bid vir diegene vir wie hulle dien en dat selfs meer mense nader aan God gebring sal word.
voordat ons by die vleis van die program uitkom vandag, want daar's baie vleis aan, wil ek net graag van die geleentheid gebruik maak vir die opneem van ons Sabbatskool dankoffer. Ek dink dit help om te werk vir die sendingwerk wat gedoen word in die wêreld. Ons buig net ons hoofde. Liewe Here, ons sê dankie vir almal hierso teenwoordig vanmôre. Ons sê dankie vir elkeen wat bygedra het om 'n offergawe te gee. Ons wil U vra, Heer, wil U dit ryklik seën en dat oral waar dinge moet gedoen word wat tot U koninkryk bevorder word, dat dit daarvoor sal aangewend word. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Soos die video vir ons gewys het, bring dit blydskap as ons omgee vir ander. Kom ons sing daarvan saam in lied 454, net die eerste vers. Ons tema teksvers was Matteus 5 vers 16 gewees, maar ek wil julle aandag sit op nog 'n teks uit Matteus uit. Matteus 25 vers 40, want ek dink dit pas so goed saam met ons boodskap vandag. En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. Ons het pas gesing dat die liefde ons vreugde gee. Ons het vroeër gesing van die liefde van die Heer. En die video uit Indonesië het ons presies hierdie liefde in aksie gesien. Dis nie 'n ingewikkelde evangelisasie veldtog wat gedoen was nie. Dit was 'n alledaagse gebeurtenis van iemand wat honger was en gaan sit het om iets te eet, wat in goud omskep was, omdat mense besluit het om daardie liefde en vreugde uit te leef. Wat ons partykeer, miskien as kerk, maar oor die algemeen as individue, baie keer vergeet, en wat daardie gemeente so mooi reg gekry het, is dat Christus se metodes altyd werk. Dit sal altyd seëvier. Wat was daardie metode? Dit was om mense nie te oordeel op grond van hulle omstandighede nie. Waar ander neergekyk het op die armoede, die armoedige straatmusikante, het God se kinders die verskille op sy geskuif. Deur net onvoorwaardelike vriendelikheid, deur na hulle huise toe te gaan en vir hulle te kuier, en by hulle by die kerk te betrek, dit het hulle harte sag gemaak. Dit was die opregte omgee, wat uiteindelik 'n skeptiese man sy nuuskierigheid so geprikkel het. Dalk wou hy net kyk wat sy vrou doen saam met al die mense, ek weet nie, maar dit is waar dit begin het. Dit het hom so geprikkel, dat hy van Jesus geleer het en hom leer lief kry het. En dit het begin met 'n ou wat geëet het, want hy was bietjie honger. Net daar. En dit is ons uitdaging vir vandag. Ons weet nooit
hoe God ons in die oggend gaan gebruik wanneer ons wakker word nie. Dit is 'n deel van daai video wat my so getref het. Ons weet nooit hoe God ons gaan gebruik in die oggende wanneer ons wakker word nie. As ons liefde werklik vir ons vreugde gee, soos ons gesing het, dan skep dit die perfekte platform sodat die allermooiste boodskap met oop deure na die wêreld kan gaan. Die boodskap van verlossing. Kom ons staan as 'n gemeente, as 'n getuienis van dit wat ons wil uitleef en sing ons laaste lied saam oor hierdie wonderlike reddingsboodskap. Lied 195, die eerste 2 verse. Kom ons sluit ons oë vir ons afsluitingsgebed. Here, help ons om mense met U oë te sien. Dankie dat U ons herinner dat liefdesgedade kragtig is en dat U metodes altyd werk. Seën ons nou waarin ons klasse gaan verdeel vir die lesstudie. Amen. Baie dankie aan elkeen vir julle deelname. Mag die Here ons motiveer om hierdie week met liefde en vreugde uit te reik en getroue getuies te wees. Ons wens almal 'n geseënde Sabbat toe en ons gaan nou verdeel vir die Sabbatskoolles. Goeiemôre aan elkeen van u. Dit voel vir my half vreemd om hier te staan, né? Dankie. Dankie, en dit moet nie eintlik nie, maar nou ja. Ons kan nie altyd ons omstandighede voorskryf nie. Kom ons buig ons hoofde staan. Ons dierbare Here, ons het vandag gekom
om 'n bietjie op sy te staan en te weet dat U in beheer is van alles om ons en in ons lewens. Vir die een geleentheid, die een dag, kan ons alles, ons bekommernis, ons laste, ons vrese oorgee na U toe. En sê dankie vir 'n Sabbat. Dankie nou dat ons ook 'n bietjie kan in U woord in kyk en saam praat en gesels. Bid dat U ons sal seën in Jesus naam. Amen. Ek gaan nou nie vra wie het hulle les weer gegaan deur die week nie. Of gisterand nie of vanoggend nie. Maar gee vir my 'n bietjie die titel van die les. Terugslag. Backfire. Setbacks. Terugslag. Nou dis eintlik 'n les wat ons meer met mekaar kan deel as wat mens nou nodig het om 'n Bybelstudie uit die woord te doen. As ek nou vra wie van u het al 'n terugslag ondervind? Daar's party mense wat sê nee, hulle het nog nooit een ondervind. Miskien moet ek vra wie van u het nog nooit 'n terugslag ondervind nie? Dion? Ek vra. Terugslag is in jou lewe. So goeie vraag. Wat doen ons? Debbie, jy sê? Bid. En wat is daar geen antwoord is op gebed? Is altyd 'n antwoord. Selfs geen antwoord is 'n antwoord. Selfs geen antwoord is 'n antwoord. Nee, is ook 'n antwoord, né? Maar verstaan ons die lewe so? Kom ons kyk 'n bietjie voordat ons in die les ingaan. Hoekom is afgodsdiens so aantreklik gewees? En in 'n sekere sin selfs vandag hierdie jy weet ek kyk nou selfs na die hele kwessie van influencers deesdae. Hier's kinders van 14, 15 jaar oud wat miljonêers is op internet. En daar's mense wat influencers is en hulle het duisende, hulle het miljoene wat hulle volg. In die ou dae het ons nou afgodsdiens gehad. En selfs vandag, ek meen dis nie 'n vreemde ding nie. Daar's wêrelddele waar jy 'n hele spul gode het en elke een kan 'n spesifieke ding hanteer. En elke een kan jy wat is die Afrikaanse woord? Die Engelse woord is placate. Kan hom comply. Jy kan vir hom iets bring dat hy jou moet beskerm van die slegte dinge in die lewe. All merit based, yes, that's true, but let me share with you, jy weet as ons dink dat ons is immuun daarvan. Ek gaan besoek 'n dame, Engelse dame, in haar 80's, vroeg 80's, haar hele lewe deur in die kerk gewees. Alles gedoen, sabbatskool uitgelei, you name it. Wat daar gedoen kon word is gedoen.
Maar ek sien die naam op die kerklys en ek vra vir die mense en hulle sê nee, sy kom nie meer kerk toe nie. En sy is al oud en so aan en almal aanvaar dit dat dis seker nou maar die rede, ek meen jy weet. En ek gaan besoek haar. En ek sien maar die auntie is nogal heel okay. Jy weet dis nie dat sy demensie het of enige sulke dinge nie. En ek begin toe met haar praat en ek sê praat toe nou maar eers 'n bietjie oor die goeie dae in die kerk en jy weet mense is lief om te praat veral die ouer mense oor destyds toe ons die kerk begin het of wat ook al jy weet mos maar. Ek vra toe vir haar mag ek vir haar vra hoekom sy nie meer kerk toe kom? En sy sê vir my, "Oh, what for? He let my husband die, didn't he?" Hoor julle wat ek sê? He let my husband die, didn't he? So wat moet ek daar gaan doen waar hy veronderstel is om teenwoordig te wees? Want hy het my man laat doodgaan. En op pad terug toe dink ek so, jy weet hoeveel keer gebruik ek die Here as 'n versekeringspolis? A good insurance policy. You know, I'll serve him as long as when I have a claim, it'll be honored. En dis wat die Here sien en ervaar. Maar is dit nie maar menslik? Leer ons nie ons kindertjies van kleins af. As jy nou soet is en jy nou doen nou dit en dit, dan sal mamma vir jou dit en dit. Dis die lewe. Alles het 'n payoff. So wanneer sulke dinge gebeur, dan kan mens seker verstaan hoekom sommige mense so voel oor 'n setback. So my vraag is net, wanneer ons kyk na hierdie terugslag, wat doen dit vir ons in ons verhouding met die Here? Praat gister met iemand op die telefoon, lank seker amper 'n 2 ure gesprek gehad. Selfde situasie. Sy vrou is rukkie terug oorlede. En hy sukkel. Hy bevraagteken, was ek goed genoeg vir God gewees? Waar het ek geval dat hierdie ding met my gebeur het? Want hy mis sy vrou, kort dan hy lyk. Jy weet? Wat het ek verkeerd gedoen? Dat ek dit moet verdien. Kom ons sê nou maar so. En ek kan vir u nie sê hoeveel keer ek al by in iemand se huis gekom het wat gesê het, ek kan nie verstaan hoekom die Here my so straf nie. Ek weet nie wat het ek gedoen wat verkeerd was nie. So kom ons praat 'n bietjie oor daai ervarings. As mens so voel, moet jy net die boek Job lees. Job was totaal en al onskuldig geweest en kyk al die dinge wat hom oorgekom het. En hy het nooit sy lewe gedraai. Die les, so kom ons hoef nie maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag te loop nie. Kom ons praat 'n bietjie oor Job. Dit is baie duidelik. As ons het almal al die storie gelees van Job, né? Ja. As jy bietjie oplees, jy sien is dat al wat God gedoen het, hy het Satan gesê, okay, ek gaan my onttrek. Al wat ek doen. Satan mag nou maar jy mag nie aan sy lewe vat. En aan al sy omstandighede gaan, mag jy aan sy lewe vat.
Wie was die oorsaak wat oorsaak het? Maar wie was die skuldige in daai storie? Wie was die skuldige? Ja. En ek moet sê dat ek gesels met iemand in die dorp en ons praat 'n bietjie. En dis 'n persoon wat eintlik nie glo nie. Hy gaan nie na enige kerk toe nie. Hy is wat ons nou in Engels seker maar sal sê is 'n agnostic, jy weet, hy glo niks. Afrikaner man. Lieflike mens, diep mens. In alle opsigte behalwe die een dat en natuurlik dit is sy groot vraag is wat baie keer gevra word en dit is hoe kan daar 'n God wees as daar soveel lelik in die wêreld is? Waar is God? Waar is God wanneer daar soveel lelik in die wêreld is? Wanneer daar soveel pyn, hartseer, dood, siekte, alles wat jy kyk om jou is net sleg. En ek sê vir hom, weet jy wat? Ek sê mens moet seker dan ook 'n ander vraag vra. As God dan magteloos is daar 'n duiwel? Is daar 'n bron van kwaad? En toe verander hy die onderwerp en ons gesels oor ander dinge. Kom ons kyk 'n bietjie na Job. Vinnig. As iemand vir my soontoe kan blaai en net vir ons daar lees. Want daar's iets net in daai gedeeltetjie wat Sydney nou genoem het. Hoofstuk 2. Ek sê maar daar lees en op 'n dag toe kom die seuns van God om hulle voor die Here te stel. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir die Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord hom en so gaan dit aan. En die Here vra vir Satan: "Het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid." Nou dis interessant hierdie gesprek met Lucifer. Wat God vir Lucifer kan sê, merk jy op dat hy afwyk van die kwaad. Met wie is hy besig om te praat? Met die bron van kwaad. Alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. So die duiwel is nie onskuldig hier nie. Hy het probeer en die Here herken dit en sê alhoewel jy hom opgehits het teen my. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, heid vir heid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. Die duiwel kom nou en hy sê vir die Here, vat aan hom, straf hom. Dan sien jy wat hy doen. Kyk hoe slinks is dit. Maar nou moet ek ook sê dat ek glo dat die Here het hier daadwerklik Job beskerm voor die tyd.
En dis die duiwel se issue. Is jy het 'n laar om hom getrek, ek kan nie daai laar penetreer nie. So natuurlik sal hy godvreesend wees en al hierdie ander dinge. En die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand. Spaar net sy lewe. So dis presies wat Sydney net nou gesê het, is dat die Here het daai laar wat hy om Job getrek het hy toe onttrek in 'n sekere sin. Die oorlog tussen die engele. Gelukkig, of ons dit nou wil erken of nie. Nee, ek wil dit erken. Ek maak staat daarop. Gelukkig, volgens Openbaring is dit 2 teen 1. Nou, hoeveel is deur hierdie stert uitgesweep? 1/3. So daar bly 2/3. So daar's daarom nog 2 engele wat kan wag staan by die hek terwyl een aankom om deur te kom. 2 wat vir hom kan sê sorry pel. Jy kom nie hier in nie. Maar die feit is dat daai 2 dan het toegelaat dat die duiwel en sy engele hulle dit wat ons hiervan praat, hulle afguns, hulle haat vir God kan uitoefen op die lewe van Job. So waar bring dit ons nou, kom nou terug na die Jobs verhaal. Want Job het bly vertrou op die Here. Maar in die hele Ou Testament, met al die stories van Genesis tot in Openbaring, wel Ou en Nuwe Testament, is dit die storie van keuse wat ons gebruik om dit te illustreer. Wat van die ander is? Wat van koning Dawid? Het ons bietjie gelees oor waar hy partykeer homself bevind het. Hy was nie 'n Job. Moses. Josef. Gaan 'n bietjie as ek nou oor 2 weke as ek bietjie besig om te werk aan 'n preek oor hierdie dinge. Toe Josef in die put beland het, wat het hy geweet? Ja, hy het gedink hy gaan doodgaan. Jy weet dat hy gaan die leier van Egipte. Ja. Vir hom op daardie oomblik was God ver weg. Wie van ons het dit al ondervind? Is dit nie, né? Iemand iets om te deel dalk van 'n ver weg God. Weet jy, ek kan nie myself van die dag ek opgeslaan het in hierdie kerk en my lewe oorgegee aan die Here. Is ek in 'n tweestryd. Ek weet wie is van beheer aan die een kant en ek weet wie is aan beheer aan die ander kant. Ja. Maar dit is 'n stryd met jouself om op te staan elke keer. En elke keer val jy en elke keer val jy langer en harder en dit vat weer lank om op te staan. Maar wat vir my nie eintlik die dag die belangrikste is ek staan wel op. Maar staan nie op by myself. Daar's 'n hand op my. Ja. Maar die mens moet pas op dat jy nie te laat is. Maar die duiwel is so slim want hy weet presies wat jy sal doen. Maar gelukkig het ons die Here wat die Here is van details. Die Here van
klein dingetjies wat die duiwel amper nie van bewus is. Ja. Dankie. En dis daai val en opstaan. Dis seker nie 'n skande om te val nie. Dis nie ek gister toe ek met hierdie persoon praat. Toe sê hy vir my hy wil opgee op sy geloof in God. Soos hy nou voel, maar ek verstaan dit. Dis 2 maande terug, nie eers 2 maande terug wat sy vrou begrawe is. Hy's alleen, stoksiel alleen by die huis. Hy's 70 jaar oud. Hy het Parkinsons. En die Here het sy rug op hom gedraai. Nou sê hy vir my, is dit lasterlik om te twyfel oor God? En dis die vraag wat hy het. Waar bevind ek myself? Het ek, so, weet jy wat? Kom ons hoor gou. God is die hele tyd, maar die Satan werk net so hard. Sodat die Satan probeer heeltyd God se karakter verdraai en om 'n skewe beeld van God se karakter in God se lewe. En dis hoekom hy uit hierdie twee stryd. En nie net sy beeld en sy van God nie, maar van homself. Ek was vir al die jare, hy is nie 'n 7de dag Adventis. Ek was vir al die jare getrou aan God gewees. Is ek nou ontrou? En kan ek vergewe word as ek ontrou voel teenoor God? Iemand kom eendag by my, hy sê vir my, hy gaan weg. Hy het sy vrou verlaat, hy het al geskei. En ek moet asseblief net vir sy vrou en sy kind sorg. Ek bedoel nou nie letterlik nie, maar as leraar, as herder dan, maar as pastor, as wat ook al, pas hulle net op, sorg net dat hulle geestelik oukei is. Hy sê, want ek het gesondig teen die Heilige Gees. Nou, hy het my kom sien. Hy het my gebel en gesê, kan ek jou kom sien? Ek sê vir hom, ja, seker. Ek het sy oorlede broer baie goed geken, ek en hy was saam in die weermag gewees. En hy sit daar en hy sê vir my, dat hy het gesondig teen die Heilige Gees en hy weet dit kan nie vergewe word nie. So, hy het vrede daarmee gemaak in sy hart. Maar ek moet net sy eksvrou dan maar en sy kind seker maak dat hulle gevestig bly in die Here. Ek sê vir hom, nee. Ek sê, wanneer het jy gesondig teen die Heilige Gees? Nee, hy weet hy het. Ek sê vir hom, so wat het jou hiernatoe laat kom? Nee, hy het maar net besluit, hy moet kom. Ek sê, okay, jy het net besluit jy moet kom, na my toe wat die predikant is. Ek sê, wat vra jy vir my? Jy vra dat ek asseblief moet seker maak dat jou gewese vrou, maar sy seentjie was omtrent 12, 13 jaar oud op daai stadium, dat hulle die Here bly volg. Ek sê, wat gee vir jou daai idee? Wat worry jy oor hulle? Jy moes nie 'n manier van ewen 'n saak teen hulle of oor hulle. Hy kyk my so,
Ek sê vir hom nee, moet ek sê bly nou konsekwent by wat jy gesê het. Jy het gesê jy het gesondig teen die Heilige Gees. Jy weet dit. Ek sê maar hierdie woorde wat jy nou praat en hierdie woorde wat jy nou praat, waar kom dit vandaan? Wat het jou na my toe laat kom? Wat het jou kom vra dat jy omgee vir jou kind en jou eksvrou? Is dit nie die Heilige Gees nie? En ja, dis die ondervinding wat ons soms het. Kom terug na jou toe uit. Jy weet, jy vra jouself, het ek te ver gegaan? Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie. Jy weet, Job is 'n pragtige voorbeeld, maar is 'n moeilike voorbeeld. Kom ons wees eerlik. Kom ons wees maar net eerlik. Van al die mense in die Ou Testament, Abraham, Isak, Jakob. Ek meen Abraham lieg vir Farao oor sy vrou. 2 keer. Ja. So ja, Job is 'n goeie voorbeeld, maar ek sou vir jou sê om 'n Job te wees vandag. Ek het nou maar 'n paar voorbeelde genoem. Dis 'n ons vertrou op God. Moenie 'n fout maak nie. Dis nie ek sê nie ons kan nie 'n Job wees nie. Maar ja, en ons ken die hele Jobs verhaal. Ons weet hoe hy alles verloor het. Hy verloor op die ou en self sy gesondheid. Alles loop skeef en nog steeds. En ek dink dis die les wat ons kry uit vandag se les. Is daar just hang in there. God is not dead. Dieselfde vraag gevra. Hy het ook gevra, Here, hoekom toers jy met my? Wat het ek verkeerd gedoen? Hy het al daai goed wat ons almal op mag kry. Weet, sê ag nee, ek wens ek was eerder dood. Vroeg my geboortedag. Die verskil met Job, en ek dink die meeste van die res van ons is dat ten spyte van die feit dat hy die vraag gevra het en die goed gevoel het, dit is baie erg geweest, en al sy kinders, en al sy dit is nie net 'n kwessie, ek het gelees een van sy vriende sê, kom man, jou kinders is my dood, maar as jy na die Here toe gaan, dan sal hy jou net weer gee met nuwe kinders. Dit is nie net 'n geval, dis net vir sy bok wat hy verloor het, nie dis sy kinders wat hy verloor het. So Job het al baie vrae gevra, en hy daai selfe twyfeling gehad, en die verskil was net dat Job het net nooit opgedraai vir die Here skuldig gestel in die verre plan. Hy het baie keer gesê, die Here is almagtig en regverdig en alwys, maar hy gee nie 'n seëning nie, weet sulke goed. Ja. Dit is waar hy was. Ja. Maar hy het nooit omgedraai teen. Okay. En dit is wat het verskil. Dit twyfel van God se karakter. Ja. As ons nou praat van die sogenaamde terugslag. As ek nou moet kyk na my terugslag, sogenaamde terugslag wat ek nou al in die lewe gehad het, dan is dit netjie my teenoor wat ander mense al moes deur. Ek meen, as ons nou deur hierdie storms moes kyk, daar's ouens wat honderde skape en lande en goed verloor. Wat het ek verloor? Bietjie droë vloed. Hoe sien 'n mens die graad van jou terugslag? En is 'n terugslag nou regtig so erg? Die Here gee jou tog vrede in jou hart om te sê ek het nog nie jou lewe aangegaan. En natuurlik, dankie Dewet. Die ander ding is dat terugslag is een van die dinge wat maak dat ons bly vashou aan die Here. Ek praat gister met 'n boer. Hy het op een nag 60 bokke verloor. En hy sê vir my, ag, wat weet jy, ek het vir die Here gebid en gevra, stuur net vir ons deurdringende reën, ons het dit bitter nodig. Hy sê en die Here het geantwoord, hy sê ek kan weer bokke gaan koop.
En dit was vir my mooi. Die waarde van wat ek verloor het, wat ek gevra het en wat God my in staat sal stel om in elk geval weer te doen. Leraar. Dat ons het net gepraat oor die vraagstuk. Waar is God nou by die sien? En ek het gevind dat wanneer jy 'n terugslag moet vind, dan deur daai ondervinding as jy 'n baie beter diensbare persoon, wanneer iemand jou kom sien by 'n toeskap oor ek ook so en weet waar jy is. Ek het my pa verloor, ek ook my pa. So wanneer jy daai terugslag gekry het, dan is jy en jy staande gebly, is jy baie sterker simpatie empatie te hê, nie simpatie, empatie te hê met iemand en saam te kan doen. So 'n terugslag in hierdie geval is die ondervinding wat ek het, kan ek met jou deel. Want ek is dieselfde ondervinding. Ek weet wat emosies jy deurgaan, ek weet wat dit uitdagings jy dan oorstaan, want ek kan met jou deel. Baie moeilik om te sê hoe hierso ek weet wat jy doen. Maar jy weet. Ja. Baie moeilik. En daai vang jy uit baie vinnig. Want jy gaan baie van jou uitvang dat jou emosies nie naaste by sy emosies stoor. En dit gebeur in ons lewens en die enigste antwoord is maar net om opreg te wees. In my jare in die bediening was die een ding wat ek die minste van gehou het. Regtig, is om 'n kind te begrawe. Want daar het ek geweet, ek moet maar net vir die ouers sê, ek het nie 'n klou wat julle deurgaan. Ek het nie die vaagste benul wat julle deurgaan. Dit is so, maar kom ons kyk 'n bietjie net na hierdie ander aspek, Gary. Pastor said it was a line in the song that I've kept. Something that goes like this: your pain will not be wasted. Yes. Look at the bigger picture. Somewhere along the line, it's used for good. Absolutely. Absolutely. Sometimes we go through things. Unbeknown to us, God is preparing us to be able to help somebody else. Carry on from there, what Gary said. 'n Terugslag is 'n geleentheid om te groei. Ja. Okay, maar nou wat nou? Kom ons kyk nou 'n bietjie, dankie. Kom ons kyk nou 'n bietjie na wanneer jy jouself bevind as waardeloos en 'n outcast. Die vrou wat vir 12 jaar die apteek ryk gemaak het. Of Spar ryk gemaak het met die boksie goedjies wat sy moet gaan koop om te dra. As ek dit nou in vandag se taal moet sit. Vir 12 jaar aanhoudend. Maand na maand na maand na maand. Met bloeding. Sy kom nou en ja, ons weet nou nie presies wat in haar emosionele lewe gebeur het nie. Ons weet waar sy haarself bevind uit die aard van die saak seker maar. Maar sy hoor nou dat Jesus kom. Sy moes ergens geloof in hom ontwikkel het. Of kom ek sê, miskien nie geloof nie. Wat is die verskil tussen hoop en geloof? Kan dit dieselfde wees? Kon sy gehoop het dat hy haar dalk gesond kan maak? En dat dit bevestig dat ek wil dit gaan doen. Want onthou nou net een ding. Waar bevind sy haarself? Binne die stelsel is sy onrein. Niemand kan naby haar kom nie. Society het haar in 'n plek gesit
wat sy ontsettend versigtig voor moet wees. Leraar, u wou iets gesê daar. Ja, ek sal wat jy sê daarby. Onthou die Here sal nooit iemand gesond maak ten koste van sy siel. Ja. Okay. Baie keer, wanneer ons by 'n salwing of iets kom, in die geval van die vrou, ek meen, sy het al die mense avenues het sy explore, soos by die Engels. Ja. So die probleem was nie haar siekte, die probleem was haar geloof. En dis haar geloof dat sy, maar baie keer kom ons, jy weet ons baie keer so salwing doen, baie keer genees die Here daai persoon of genees nie die persoon. Maar die Here sal nooit iemand genees die koste van sy siel. Want die Here ken die toekoms. En in die vrou se geval was die genesing op die tafel. Ja, dit was daar gewees, dit was vir haar om te neem, omdat sy daardie moet gestap. Ek dink ek het jou vorige mis ook dit op die regte platform gebraak. Nee, sorry. Ja, ek hou daarvan, want die persoon wat ek gister mee gepraat het, praat toe met my. Hy het al die jare groot geword in die NG Kerk en hy's nou in die APK. Hy's 'n Noord-Transvaaler. Jy weet, so as jy nie in die NG Kerk is, is jy in die APK. As ons nou moet praat oor kerkverband. Nou sê hy vir my, wat dink ek nou van die wat het hy dit genoem? Maar hy praat oor die mense wat vir jou sê, jy weet, jy het nie genoeg geglo nie. En daarom het die Here nie jou vrou gesond gehou. Die welstands kerk. Hy noem dit die welstandskerk. Want die welstandskerk, daar's iemand in die welstandskerk wat nou gekom het, want hy vertel my toe van 'n geval van 'n kind in die gemeente wat ook oorlede is. En toe is die antwoord van die welstandskerk is dat die ouers het nie genoeg geloof gehad. Nou daar kom ons nou by wat hy gesê het, jy weet. Aan die einde van die dag is die Here se grootste begeerte is om my saam met hom in die koninkryk te hê. As ek moet genees word, sê nou maar, om suksesvol hier op aarde te wees en al daai dinge en ek verloor my siel soos leraar Andrei sê, dan sal die Here liewer nie genees nie. Dan is die genesing dalk van 'n ander oort. En ons kan baie daaroor praat. Maar jy weet wat ek hier wil probeer sê is dat die vrou kom en ek glo, jy weet ek het nou baie gelees daaroor en alles, maar ek glo dat in haar wese het sy geweet ek mag nie aan hom vat nie. Want sou ek dit doen, dan maak ek hom ontrein. Maar as ek net aan sy kleed kan. As ek net en ek dink dis oukei. Ek dink as ons kan vashou aan Jesus, al is dit net aan die punt van sy kleed. Net vasbyt. En natuurlik die Here, ons ken die gesprek, is vir my so mooi, jy weet, hy sê, wie het aan my gevat? En die disipels sê vir hom, wat? Wie het aan jou gevat? Almal. Hy sê, nee. Hy sê, iemand het aan my gevat. Want die Bybel sê, hy het krag uit hom uit. Ellen White praat baie dikwels van die kere wat, en ek hou so daarvan. Meeste van die kere was dit tot voordeel, luister mooi wat ek sê, tot voordeel van die Fariseërs en die Sadduseërs. Want dis nog 'n geleentheid gewees vir hulle om te sien wie hy werklik was. Maar ook tot hulle nadeel,
want dit het hulle doppie geklink as hulle dit nie wou aanvaar nie. Maar sy praat van when divinity flashed through humanity. Wow. Ja, when divinity flashed through that. Sy praat van waar hy die tafels omgekeer het en hulle gevlug het en daar noem sy spesifiek divinity flashing through humanity. Hulle het iets gesien wat onbeskryflik was. Soos die ouetjies op die skei. Ons het nie eens daarby uitgekom. Jy weet, Here gee jy nie om dat ons moet doodgaan nie. Ons is besig om te verdrink. Ek gekom nie, maar die punt hierso is, dit kom nie lees goed. Interessant. Ek voel altyd die hele eindelijk daar nie gegeven gebruik die disciples leeste. Sê vir my, deur 'n storm, die ergste storm in 'n skei, sopne, rondgedruk, Jesus slaap. Ja. Gooi een druppeltjie op my gesit en ek is bak. Ja. Ek dink die Here het hulle getoets daar. Ek kan nie my indink dat jy so diep kan slaap dat jy in daai omstandighede met heerlikstrale rondom jou en die Satan wat besig was om die twee getuies in die bootjie te wil ombring. Ja. Dis wat hy wou reg. So ek dink ek lees sê dit, dat hy wou hulle lees. Ja. En is dit nie tog maar so dat wanneer 'n mens dan partykeer vraag het. Nou ek sê nou nie 'n mens moet vra wat baie mense vra en sê wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom straf die Here? Ons ervaar dit so vinnig as straf. Want dis nou mos maar nie jou kos geëet het nie, gaan jy nie jou pudding kry nie, klaar. Pudding word nie yskas gesit nie, arme ou seentjie kyk. En hy weet hy sy pudding kwyt. Want sy ma is streng. En as sy gesê het jy eet jou kool anders te kry jy nie pudding nie en hy kan nie daai kool ingesluk kry nie, hy wil naar word as hy die kool dan sy die pudding kwyt. En ja, die Here maar die Here toets wel ons geloof. Vir my en ons het nie daarby uitgekom by die storie in die skei nie, maar wat vir my mooi was hoeveel skeite het uitgevaar? Nee. Dit's 'n paar gewees. Lees mooi daai storie. Daar was ander skeite om hulle. Ja. En die Bybel sê nie vir ons dat die ander skeite vergaan het en daar lewensverlies was. Presies. Daar was een skei met 'n man wat opgestaan het. En die ander ouens het almal vrede gemaak met die feit dat dit hulle laaste aand was. En hier staan 'n man op. En hy berus by die wind, alles is stil. En hulle, wat aan hom? Hulle aanbid hom. Want divinity flashed through humanity. Sover het my aangaan. En jy weet wat, broers en susters, ja, ons het terugslag. Ons sukkel soms om dit te verwerk. Ons vra soms, wat het ek gedoen? Watter sonde is in my? En ja, miskien moet mens baie keer ondersoek. Maar ek weet nie of God 'n tit vir tat God is. Wat sê, jy het hierdie sonde gedoen, ek sê jou nou wys. Nou gaan jy siek word. Ja. Daar's 'n groot stryd. Nou kom ons terug na die Jobsverhaal. François, laaste woord. My so mooi is van Job. Voordat hy teruggekry het, toe sê hy, kyk, al wil hy my ombring, ek loop op nie. So hy het gevoel, al gaan die Here hom doodmaak, hy hoop op. Selfs as die 3 manne in die vuur was. Wat gesê het, weet jy wat?
Al is dit dan sy wil dat ons nie gered word uit hierdie punt uit nie. Al kom ons om, sal ons nog staan vir Here. Ja. Ja, ek dink dit die mens vra wat in dit vir my. Ja. Maar die gelowige vra die vraag wat in dit vir God. Ja. Ja, absoluut. Ja. Kom ons bid vir jou. Ons liewe Here, ons dankie vir terugslag. Want terugslag laat toe dat ons in ons lewens meer vas aan U. Dat ons daai sekerheid het en wanneer ons kyk na die terugslag in die verlede in ons lewens, dan kan ons sien hoe U ons deurgetrek het, opgekom het vir ons. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.